Goeiedag geliefde, vandag lees ons Romeine 2. Ons gaan vers 1 tot vers 4 lees. Daarom is daar vir jou geen verontskuldiging nie, vir jou, mens wat 'n ander veroordeel, wie jy ook al is. Deurdat jy oor 'n ander 'n oordeel uitspreek, veroordeel jy jouself, want jy wat veroordeel, doen dieselfde dinge. Ons weet dat God regverdig handel wanneer hy mense wat sulke dinge doen veroordeel. Maar jy, mens, wat 'n ander veroordeel, wat sulke dinge doen, en jy doen dit self, verbeel jy jou dat jy aan die oordeel van God sal ontkom? God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie? Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie? God is goed. Daar is soveel liedjies, soveel mooi liedere wat ons kan saam sing en wat ons kan luister, wat gaan oor die goedheid en die grootheid van God. En as ons nou hierdie teks lees, dan spel hy dit so mooi uit in vers 4, en hy sê, God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Is dit nie wonderlik nie? En is dit nie hoe ons God ken nie? En het dit nie 'n geweldige verskil in ons lewens gemaak, dat God so goed is nie? Maar daar's baie mense wat nie ervaar dat God goed is nie. Daar's baie mense wat die vraag vra, maar is God goed? Daar's mense wat in die Ou Testament vashak by 'n veroordelende kwaai God, wat uit is op wraak. Maar dan moet ons net weer besef, ja, God is goed. Want as God nie goed was nie, as hy nie ryk was aan goedheid en verdraagsaamheid en geduld nie, het ons geen bestaansreg voor hom gehad nie. Want ons is mense. Ons is onrein, ons is onheilig, soos die woord ook sê, juis hier in Romeine, die mens, hulle keelgate is sulke oop kanale reguit na die hel toe. Wat uit hulle monde kom is onrein, wat hulle mekaar doen is net afskuwelik. Wat hulle voor God doen is net nie aanvaarbaar nie. So eintlik het die mens geen bestaansreg voor God nie, maar God is so goed, hy is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. So ja, God is goed, want ons is nog hier. Ons is nog in 2025 in hierdie wille de mekaar wêreld, slegte wêreld waarin ons leef, is ons nog hier, omdat God goed is. So, wat ons het, soos die digter sê, is net genade. En wat ons is net geleen. Die woorde van Koos Doep. En daarom dan het ons iets om vir die wêreld te wys. Ons moet vir die wêreld wys dat ons sien dat God so goed is, dat hy vol verdraagsaamheid en geduld is. En ons moenie self oordeel nie. Ons moet ons nie blind hou vir die feit dat ons in die goeie situasies waarin ons is, die geredde situasie waarin ons is, die vergeefde en die verloste en die vrygespreekte situasie waarin ons is, te danke het aan God se genade nie. En die kuns van die lewe, die kuns van Christen wees, is om ander dit in ons te laat sien. Terwyl die wêreld besig is om mal af te jaag op ek weet nie wat nie, kan ons hulle oë oopmaak vir die goedheid van God, deur hulle nie te oordeel en veroordeel nie. Kom ons los dit vir God, want God kan sien wat gedoen moet word. Hy sal hom nie blind hou nie. Hy's vol van genade en verdraagsaamheid en geduld. Maar laat ons fokus wegskuif van ander mense af en net weer skuif na God toe wat goed is. Laat ons nie onverskillig staan teenoor ons naaste, deur hulle te oordeel nie. Maar laat ons sien dat God vir ons goed was, dat ons die produk is van sy genade. En wanneer ons anders sien, dat ons nie blindelings oordeel en veroordeel nie. Maar laat hulle eerder in ons die godheid van goed sien, wat bestaan uit verdraagsaamheid en geduld, want, sê die teks, kan jy nie sien, dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie. Mag jy insien, dat die goedheid wat jy leef,
God se oproep is om tot bekering te kom. Jyself. En mag wanneer dit in jou gebeur, ander dit in jou sien en ook so wil wees. Shalom.